hier vandag. En ek vra dat jy dit gees die ons opvloei en vertroost en die vrede sal bring in hierdie moeilike tyd. Dankie ons Vader dat ons weer alles in goede uitwerk vir die wat U liefhet. Heilige Gees, ons vra dat U die heers kom neem en ons sal lei in die wysheid, die kennis, die insig en die krag. Dankie ons Vader dat ons jou die eer en die lof kan gee en ons beloof van die goedheid te vertel in die naam van die woord van God. Amen. Ek gaan voortgaan om die begrafenisbrief van julle voor te lees en daarna ons lied sing. Na elke nag sal dit afbreek, na winter, lente praat en oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde Susan en Martin gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit die aardse wêreld na ewige heerlikheid, waar daar geen stygings sal wees nie, en waar tyd nooit gemeet kan word nie, waar daar geen sorg of kwelling kom nie, en waar niemand met trane stort nie. Sing wat nagelaat deur John Henry, ook met 'n stukkie en Liesel Martin. En volle liefde herinnering aan Susan Martin, gebore op 12 Januarie 1950 en oorlede op 3 Januarie 2023. Die diens word waargeneem deur Melanie Brits van die Kapel Shalanti op donderdag 12 Januarie 2023 om 11:00. Ek gaan nou geleentheid gee dat ons die eerste lied 6 nog lees. En wat die lewe, hoe sê die Engels, geëmbrace het vir wat het is.
So vandag gaan nog baie tale wees. Want ons neem afskeid van 'n baie besondere vrou, 'n moeder, 'n suster, 'n tannie, maar ook 'n baie besondere vriendin. Dan is die saak as 'n vrou reg in God se hart, maar ook 'n moeder vir vele, nie net vir haar eie gewees nie, maar ook vir almal wat sy in die lewe gekry het. Dan is die saak 'n groot sentiment gehad. En kyk, as sy in my kerk was en sy ietsie gesê dat ons almal geskater van die lag. En sy het nie geskroom om ander te laat lag nie. Van nature was sy so 'n sagge aard, maar kon ook ferm gewees het, of dit nou 'n raas of 2 was, en sy het opreg gestaan, as sy kon daar onafhanklikheid. Sy is so was altyd om te troos. Ek onthou ek een keer na haar toe gegaan en sy lekker gesels en sit op my sê, Ronnie, die dag as jy deur 'n moeilike tyd gaan, laat ek daar wees vir jou. En sy was. Sy het 'n sterke nederigheid en doodbloed gehad van meer mens en was altyd dankbaar vir haar lewe en haar gesondheid. Sy is 'n eerbare vrou wat weer kon staan maak en het haar familie lief gehad met 'n ewige liefde. Dan is die saak as 'n vrou na weer met vrymoedigheid kon gaan as jy probleme gehad het. Sy het altyd reg gestaan om te help en het 'n lei met raad en daad. Al is dan die saak nie meer vandag dat ons nie, het elkeen van julle 'n afsonderlike en 'n gesamentlike deel van haar. En dit kan niemand ooit van julle afvat nie. Ek gaan 'n paar tekste uit die woord uit leer en dan gaan ons verder afgaan. Die eerste teks wat ek wil lees is uit die woordjies uit 2 Timoteus 4 van vers 1 tot vers 8. Hy sê, ek bespreek dan vir God en Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weer lê, bestraf, vermaan, alle lankmoedigheid en leer. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gesteel wil wees, vir hulle meer leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en oor sal hulle afweer die waarheid, en hulle sal afweer tot fabels, maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, want elk word al reeds as 'n dankoffer uitgegiet. Die tyd van my deurgaan is naby. Ek het 'n goeie stryd gestry en ek het die wedloop beëindig. En ek het geloof behou. Verder is my dag in die kroning van geregtigheid van die Here, die regverdige regter, en in my dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En ek glo, dis waarlik, presies hoe kan die Sarah lewe gelei het. En die inspirasie wat sy op die hele wil nalaat, is om te sê, hou aan, dit gaan moeilik wees. Dit is nie altyd maklik nie. Daar gaan situasies wees wat jy net op jou knie moet deurdruk, soos wat sy jare gedoen het. Daarna latenskap en sy die hele wil nie net 'n stukkie van gee nie, maar die inspirasie wat sy deur haar lewe vir julle gee, en as voorbeeld wees om te sê, hou vas, voordat God ons eendag vermaak. Ek gaan vir julle 2 keer lees, so 1 Korintiërs 9 wat ek gaan vir julle lees. Hy sê, weet julle nie, dat julle op die ware harte, dat almal harte, wat dit net een prys ontvang nie, harte so dat julle net sien, dat julle dit sekerlik kan behaal. So almal van ons is in skool gewees, ons almal het atletiek gehardloop, jy kan die nervusheid wat jy kry vir daai geweegstoot afklap, dis in elke nuwe situasie gaan ons dit ervaar. Jy kan dan as jy gebore word, en jy groei op, dan kom jy toe by, as jy 7 is, voor jy skool toe gaan, dan moet jy weet waar jy nervus gevoel. Jy weet, dit so in elke fase van ons lewe, kry ons daar gevoel waarvoor ons osself moet voorberei. Ek gaan beslis nie nou probeer om konferensie te hardloop nie, ek gaan nie so lekker werk nie, want ek het in die eerste tyd nie voorberei daarvoor nie. En ons moet
om seker te maak jy fiks daarvoor, seker te maak jy ken jy reëls, seker te maak jy is voorberei daarop. En dis wat hulle so swaar gedoen het. Sy het in elke aspek van haar lewe en sy het voorbereiding getref. Ek is nou nog by hierso gewees het. Sy wys my so screenshot van sy se handskrif en selfs tot op haar laaste het sy voorberei. Sy het mense gehelp om hulle wedloop verder te kan hardloop. Of was dit nie maklik geweest nie? As jy in elke van die wedstryd deelneem, onthou in hom alles. Hulle nogal om die verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan so steen wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis so steen wat nie in die lug slaan nie. Maar ek sê my liggaam en maak dit diensbaar dat ek nie miskien terwyl ek verander preek self verwerklik sou wees nie. En dit is wat gesê in om net die practice wat jy preach. En dit is presies wat hulle so gedoen het. As jy weet sy seker 'n ding, dan was dit so gewees. En jy kon al woord vat. En dit is die nalatenskap wat sy vir julle moet. So sê, weet jy wat, ek het my wedstryd gehardloop. Ek gaan vir julle ook net die laaste skrif wat vir julle wil lees, die Spreuke. Spreuke 3 sê, alles is 'n bepaalde eed, vir elke saam onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om uit te roei wat geplant is, 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om te bou, 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag, 'n tyd om weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. God het aan die swaar op die aarde geplant die 12 Januarie 1950. En net soos die saal deur stadiums gaan van ontwikkeling, het hy sy saal ook gedoen. Sy kon nie dadelik onnodig wees nie. Sy moes eers opgegaan. Sy moes eers leer om te loop te kry, voor sy verder, jy weet, die volgende stap kon aanpak. Die eerste keer die sy al wel saal geëet het, moes borsig gewees het. Want dis waar jy gaan, dis waar jy leer. So tydens jy deur donker tye gaan, onthou net die lewe se leerproses. Wat is die skooldag? Sy was of mal oor of sy het gehad. Toe kom lees en skryf. Ek sê trouwens 'n paar woorde wat uitgekom het, wat haar ouers laat lag het. En sy saad het ontwikkel deur te leer. Die saad ontwikkel, al is hy in die grond. Ons ontwikkel, ons groei deur donker tye. Beide van hulle was in beskerming omgewing, en die sosiale en die liefde vir haar lewe ontmoet, dis deel van die groeiproses. Die kinders gehad aan hulle tyd spandeer, hulle geleer van die lewe en hoe om daarmee te deel. Sy het hulle voorbereid vandag. Onwetend het sy jou groot gemaak om te weet dat al is sy nie daar nie, in die vlees nie, is sy nog steeds in die gees met elkeen van ons. Toe kom Oesdag tydens die saal, want gelukkig net haar liggaam en haar siel leef ewig. Prediker sê verder in vers 11, hy sê, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in die hart gelees, sonder dat die mens die werk wat God doen, van die begin tot die eind kan uitvind. Ek is seker daarvan het ons in Desember geweet dat voorlê, het ons al weggehardloop. En die Here laat toe dat sekere situasies gebeur, en ons weet nie daarvan nie. Vir die rede, dat eendag, Paulus skryf ook, hy sê, ons weet nou die hele. Hy sê, maar eendag sal ons die volle weet, wat ons plan vir ons lewe is. En dis 'n paar keer ons almal moet stap. Prediker sê, hy sê, ons het tyd vir alles in ons lewe. En alhoewel ons almal in die paadjie gaan stap, maak dit ons nie maklik nie. Dit maak dit nie lekker om vir geliefde te baie te sê, en ons met die hoop ons gaan hulle eendag wees nie. En dis wat hy sê ons tree nie soos mense wat nie glo nie. Hy sê dat ons weet waar hulle is. Ek het hulle die instap om lees onder my, en sy sê vir my, ek sê van, al net awesome. Sy sê vir my, weet jy wat ek weet ons is? Dit maak het beter, dit maak het aanvaardbaar. Hy sê ook verder, so het ek aan ingesien dat daar niks beter onder hulle is nie, as om bly te wees, en om goed te doen in die lewe, en ook
dat elke mens eet en drink en 'n goeie geniet, dan ons sy moeitevolle arbeid, dit is 'n gawe van God. Ons lewe is 'n gawe van God. En ons moet dit so hanteer. Ek sê dit altyd in die volgende. Jou herinnering aan hulle sal in julle harte gekoester word en hoor deel van julle alledaagse lewe te wees. Word dit hulle geïnspireer om jou lewe voluit te leef. Hardloop jou wedloop wat God vir jou beplan het. Ons kan nie iemand se wedloop vir 'n hardloop nie. God se plan het hulle op die 3 Januarie 2023 in vervulling gekom. Maar God het ook geplan vir jou lewe. Jou wedloop is nog nie verby nie. Hardloop jou wedloop met die doel om die wedloop te voltooi en dit te wen. Ek kan oor vir die soort bedanking gaan doen. Ek dink dit is van toepassing om juist ons liefde mama te bedanken. Mama, baie dankie vir al die liefde, opofferings en geduld. Want ek weet ons het vooral gedink dat die oorslag van die meeste van ons gekruisbaar is. Dankie vir al die lewenslesse en waardes wat ons so goed geleer en meer op groot gemaak het. Ek sal nie die persoon opsterk wees wat ek vandag is as ek nie vermaak was. Ja, herinneringen gaan zwaar wees, maar ons sal altyd in ons harte bewaar. Dr. Gerard Dittenaar, dankie vir al jou ondersteuning in elke opsig en veral vir Gary de Arden Beyond te tonen vir ons. Dit word werkelijk waardeer. Centurion Hospice, beskryf baie dankie aan elke personeel dat al die hulp in die stywe ma en ons met die nodigste gehad het. Vir julle empatie, julle omgee en dat julle uit die pad gegaan het om ons die laaste paar dae meer draaglik te maak en dat julle ons bygestaan het tot op die bitter einde. My mami, baie dankie dat jy meer bereid was om hierdie gedenkdiens te doen en tyd gemaak het en geneem het aan die beste te lewe. Die feit dat jy nou al vir hele paar dae persoonlik gesien het, maak ons net soveel meer sosiaal en ons waardeer. Tannie Nona en Tannie Nora, ongelooflik dankie vir al tannie julle se hulp en ondersteuning. Dat tannie julle altyd meer as bereid was om in te stem en te help waar tannie julle kon. Dit beteken oneindig baie vir ons. Boetie, baie dankie vir die groot, sterk en soet seun wat jy is. Ons is baie trots op jou en jy weet mama sal nie so trots op jou gewees het. Martin, my ander helft van my skat. Baie dankie vir al jou liefde, jou ondersteuning, jou bystand en al die drukkies wat ek altyd so nodig gehad het. Maar waarvoor ek jou die meeste wil bedank vandag, is dat jy sonder enige twyfel in jou hart meer as bereid is om hierdie pad saam met my te stap. Ek waardeer dit en ek is baie lief vir jou. Oom Koenie, Tannie Sannie, waar begin ek om dankie te sê? Dankie vir alles, maar alles wat oom en tannie vir ons gedoen het. Sonder oom en tannie weet ek nie hoe ek hier alles aan gekom het nie. Dankie vir al die ondersteuning, die bystand in elke liewe opsig, die ontferming vir ons en al die onvoorwaardelike liefde wat oom en tannie vir ons gegee het. Woorde sal nooit kan beskryf die dankbaarheid in my hart nie. Baie dankie en ons is baie lief vir oom en tannie. Jenny, my loving and caring boss, and my J team. Thank you so much for all of your support and your understanding during this difficult time for me. I sincerely appreciate it. I am truly blessed to be part of such a wonderful team. I'm Shalanthe Kapral, baie dankie vir die gebruik in 'n pragtige kapel en jy help met alles. Sowel as elke persoon wat vandag moontlik gemaak het. Dankie aan Billy vir die pragtige ryder, aan Alta die organist,
en geld het altens seker nou vir die opname van die ons waardeer dit baie. En afkom Kent en Party Centurion. Baie dankie aan julle vir die hulp en vir die redes wat vandag moontlik gemaak het. Ons waardeer dit. Dan laastens wil ek ook net baie dankie sê aan elke liewe persoon vir al die oproeping, die boodskapies, die gebede van alle uithoeke van die land af. Vir almal wat vandag nie woordig is en wat daar gery het. Vir almal so omgee en ondersteuning. Ons waardeer dit oneindig baie. Dan wil ek graag vra dat almal asseblief kan bly sit. Ons wil graag 'n liedjie van Maasdeel aangesien dat daar 'n herdenking van haar geboortedag is vandag. Ons gaan nou die laaste lied saam sing. En daarna sal ons die draers uitroep en dan verder die rekenstref. Thank
stad wil ek graag hê dat die res van die gaste en vriende wat hier is, eerder welkom sou tot by die hol van dit sit in die skool. Aan beide kante net so onderblyf van ons die keer die wandel. En as die familie deurstap, dan was net agter hulle toe, dan soos buitekant sien gewete. So die doors is John Henry Martin, Bucky, as Susanne sê met Brainstorm, Lise Martin, Martin Bell, Koen Besuiderhout, Jacob Besuiderhout en Johan Besuiderhout. Dankie.